Hemelse Vader, ek weet dat U naam hierdeur verheerlik gaan word. Ek weet dat U in beheer is en ek vra dat U elkeen van ons sal rustig maak. U sê tog dat wanneer ons mond vir U uitleen, sal U dit vul. En ek leen vanaand my mond vir U uit, liewe Vader. Gebruik dit tot voordeel van U koninkryk. Ek vra dat U elkeen van ons se ore en se oë en se verstand sal instel, sodat ons sal verstaan wat U vir ons wil leer. Kom wees U ons oë en ons ore, en kom werk in ons harte, want ons het dit nodig. Alle eer en alle prys en alle lof kom U toe. U is 'n wonderlike God, en ek verklaar dat ons leerbaar is, dat ek leerbaar is, en dat ons net een God dien, en sy naam is Yeshua, Yahweh. In Jesus naam bid ek dit, amen. Amen. Okay, miskien voor ek hier gaan, wil ek vir julle verduidelik net. Baie kere, ek is maar so, as ek in 'n plek kom waar ek miskien 'n kursus moet bywoon, of ek ontmoet iemand nuut, dan wonder ek altyd maar, wat is die ou se manier? Hoe draai hy oor? Want as ek weet hoe hy dit oordra, dan weet ek hoe ek dit aanvaar. Waarvoor moet ek luister, waarvoor moet nie luister, as die ou pause, dan weet ek dan ten minste die ou dink, en sovoorts. So, kom ek verduidelik vir julle wie ek is. Ek is om nou daai onsekerheid uit die pad uit te vat. Ek is 'n tegniese ou, so ek is 'n prentjie mens. Dis maar my industrie is maar tegnies, of dan nou meer elektries. Maar miskien, lang storie kort, ek het 'n paar jaar terug, het ek 'n oomie gehad wat saam met my gewerk het, en hy vertel my van hierdie Russiese vriende, wat ek toe nou geërf het. En hulle is so 'n paar stappies voor ons, 'n bietjie slimmer as wat ons is. So, elke keer as ek met hulle deel, dan moet ek invul. So, hy praat, dan skiep hy so 3 stappies, en dan praat hy verder. So ek moet elke keer as hy met my kommunikeer, dan moet ek hierdie gaatjies invul. En ek het dit toe nou my aangeleer. En baie keer praat ek ook, en ek begin met 'n ding, en dan skiep ek 'n bietjie, maar daar's 'n rede agter dit, en dan volg ek weer met die volgende ding. So, verskoon my as julle my gaan mis. As julle my mis, vra asseblief dat sy gat invul, maar ek wil graag vra dat julle moenie wonder as ek 'n stukkie mis nie. Vra die Heilige Gees om daai stukkie vir julle in te vul, om vir julle te verduidelik, wat is daai stukkie wat ek nou uitmis? En dan as jy op iets afkom wat die Heilige Gees met jou praat, of hoe ook al, ek wil hê jy moet dit neerskryf. As vir die wat dalk 'n pen gebring het en 'n stuk papier of 'n nota op jou foon wil maak, of hoe ook al, skryf dit neer. Op die einde van die dag gaan dit oor, ons is onseker, ons het vrae, en die beste om dit te beantwoord is die Heilige Gees. So, hierdie gaan oor gebed, is oor hoe om te bid. Ek moet ook nog leer om te bid, maar die definisie van gebed is natuurlik, is kommunikasie, en ek gaan daai woord spesifiek gebruik, dis nie net praat nie, daar is vele maniere van kommunikasie, en in vlees sou ons gesê het, tussen 2 gesagte, 'n oppergesag en 'n laer gesag, of 'n hoë gesag en 'n laer gesag, of andersom. Maar dit gaan oor baie meer as dit. Dit gaan oor kommunikasie weer eens, maar sodra ons met ons liewe Vader begin kommunikeer, dan kom daar goed by soos gevoel. Daar kom liefde by, daar is respek. En dis nie net ek en Craig gesels met mekaar nie. Daar's veel meer daarin. Oom Johan het nou dag 'n baie mooi illustrasie gebruik, waar hy gesê het dat ons is nou in 'n verhouding met die liewe Vader, of dan nou met Jesus. Hy gaan weer kom. Hy is ons bruid, maar intussen tyd is hy nou weg. Nou wat maak ons nou? En ons moet nou gesels. Ons verhouding tussen my en my vrou, as ek en sy nie praat nie, dan is daar probleme. En dis die grondslag daarvan, dan moet kommunikasie wees met mekaar. Dan moet gevoel wees, dan moet respek wees vir mekaar, dan moet liefde wees. So, ek hoop, dit wat ek met julle gaan deel, gaan elkeen van julle stig, en elkeen van julle stig om
om in 'n beter verhouding met ons liewe Vader te betree. Dit is tog op die einde van die dag daarvan. Of die idee daarvan. Maar voor ek daar gaan, moet ek net vra, wie van julle het ingetree in gebed vir hierdie gebedsessie? As ek maar vra. So ek wil graag hê, dis relatief in die minderheid, né? Maar ons is veronderstel om bidend te bly. So, dis ons werk om in te tree en te bid vir ander en so voort. So, ek wil graag, as ons teen die einde van hierdie lesse kom, dan hoop ek almal van julle gaan vir my sê, maar julle tree die hele tyd in. Dit verander van 5 na 50 toe, of hoe ook al. OK. En glo my, dit is nodig. Ek is ook 'n prentjie mens, soos ek vroeër genoem het. 'n Paar jaar terug, so 'n bietjie van 'n getuienis, 'n paar jaar terug het ons Daniel vasgedoen op die kerk, seker 4, 5 jaar terug. En op daai stadium was ek redelik onbekend. Ek het gesien hoe mense vir mekaar bid en hoe die Heilige Gees besig is om te werk en hoe ook al. Maar ek kom nie tot op daai punt om die Heilige Gees te identifiseer om te sê, hierdie is my God, hierso is hy besig om te werk nie. En ek onthou daai stadium met die Daniel vas het ons elke aand van die week het ons by mekaar gekom hier in die kerk, wat nie net op 'n Woensdag nie. En ek onthou die aand, ons het almal op daai stadium, ons almal vorentoe gekom. Elke aand het ons vinnig iets bespreek en dat ons kom praise worship voor, né, vir 'n uur of 2 of wat ook al dit was. En ek onthou ek gaan staan daar tussen 'n paar mense so in daai al van 'n donker gaatjie. En ek maak my oë toe en ek vra vir die Heilige Gees, maar Heilige Gees, U ken my ver beter as wat ek myself ken. U weet hoe ek dink, U weet hoe ek leer, U weet hoe ek dinge mekaar sit, hoe ek verstaan. Kommunikeer met my op die manier hoe ek verstaan. Hoe ook al U wil, doen dit, maar as ek mag, vra ek is 'n prentjie mens, kommunikeer met my in prentjies. En die volgende oomblik wys hy vir myself in 'n prentjie vorm. En ek dink myself, maar okay, ek wonder, is dit hy of hoe ook al? En die volgende oomblik wys hy vir my weer myself op my knie daar waar ek staan. Met die mense rondom my en hoe ook al. En ek dink myself, ek het gevra, so en hy het geantwoord, nou moet ek reageer. Andersins is ek in die verkeerde. Tegnies gesproke bedroef hy hom dan nou eintlik. Maar dis al wat hy vir my wys. Hy wys net myself in die spesifieke posisie op my knie. Hy wys my niks anders nie. En ek gaan, en tussen die mense gaan ek op my knie. En toe ek op my knie gaan, wys hy vir my die volgende prentjie. En daar het 'n paar goed gevolg deur dit, en elke keer as ek gehoorsaam was, het hy gekom met die volgende ding. En later het ek so invulling gekry, was so wonderlik om te weet dat die Heilige Gees het gehoor wat ek gebid het. Ek het gevra, wys my 'n prentjie, en hy wys my die prentjie. En ek was gehoorsaam gewees, en ek het hierdie invulling gekry, die vreugde gekry, dat die Heilige Gees, hierdie almagtige Heilige Gees, het my gehoor. En die volgende aand is ons weer hierso, en ek gaan staan weer op dieselfde plek, en ek vra weer vir hom, Heilige Gees, wys my 'n prentjie. Omdat dit gaan oor kommunikasie, né? Ja, ons gaan vanaand huis toe en ons gaan sit voor die bed of op die bed of waar ook al ons bid of ons voor ons eet bid ons, maar dit gaan oor verhouding, né? So te sien net in daai formele oomblik nie. Ek moet die hele tyd moet ek in kommunikasie wees met hom. Maar in elk geval, die tweede aand is ek weer daar en die tweede aand vra ek weer vir hom, wys my 'n prentjie, en hy wys weer vir myself. En die keer wys hy vir my, ek wat hier lê. Ons het proskoniel gedoen, so 'n paar dae voor dit. Dis wanneer jy plat op jou gesig, so na as moontlik aan die grond, gaan lê jy, en hy wys vir myself, hier op die grond, plat op die aarde. En ek dink myself, o gata. Daar was dit okay, maar hierso is nou alles ook. En ek dans rond, en ek weet, dat ek moet nou gehoorsaam wees. Ek het gisteraand het ek die vreugde, die vrug daaruit gekry, so nou moet ek reageer. En Jesusie, dis soos 'n duik. Een oomblik is dit goed, en die volgende oomblik is dit net, hoorie, ek is nou te laat. Ek vra nog vir Heidi, ek vra vir hoorie, nie saam met my daar voorkom lê nie. Dis dit verby.
dis dit heeltemal verby. En ek het so sleg gevoel, want ek het gevra, hy het my geantwoord, hy het die moeite gedoen om my begeerte te vul, deur te sê, ek wil 'n prentjie, geef my 'n prentjie, want ek is 'n prentjie mens, en hy geef my 'n prentjie en ek gaan doen dit nie. Ek het so sleg gevoel. En ek moet eerlik met julle wees, baie daarna aan gedink, baie daaroor gebid, baie jammer gesê, en kort wanneer iets oor my pad kom, en is 'n instruksie, dan dink ek terug aan daai gevoel wat ek gehad het, van, ek wil hom nie teleurstel nie. En daar's 'n verskil tussen ons weet wat om te doen, en ek het gevra, en hy het my geantwoord, en ek het dit nie gedoen nie. Ok, afgestap van dit. So, whenever terug, het ek 'n bestuurskursus gedoen, so short course, en ek wil, vanavond se les wil ek op dit baseer. En die mense het vir ons 'n vinnige idee gegee van wat bestuur is, vir die van julle wat dat dalk nog nie gedoen het nie. Hulle praat toe nou van die 4 W's, of the 4 W's, en dis maar in 'n boksie vorm, en elke sy verteenwoordig 'n W, en die kort en die lank daarvan is, as ek instruksie oordra, dan moet ek seker maak, ek vul daai 4 W's, want andersins kan ek moeilikheid verwag. Nee, ek kan verwag dat dit nie gaan uitspeel soos dit moet nie. So die 4 W's is, who, what, where and when. Ek moet kan sê, jy gaan dit doen, dis wat jy gaan doen, dis wanneer jy dit gaan doen, en dis waar jy dit gaan doen. Maar dan keer jy dit om, en binne in die boksie staan eintlik not, of dan nou nie. So ek moet nie net kan sê, wie gaan dit doen nie, maar ek moet ook kan sê, wie gaan dit nie doen nie. Wanneer gaan jy dit doen, wanneer gaan jy dit nie doen nie. Wat gaan jy doen, wat gaan jy nie doen nie, ensovoorts. So ek wil graag, so Dion my gevra het, maar ek moet dinge aan mekaar sit, toe hierdie dit nogal heel eerste met my opgekom en te sê, kom ek gebruik hierdie voorbeeld of idee vir die pad vorentoe vir les nommer 1, en ons sit dit in 'n geestelike opset, of 'n konsep eerder. So ek het hom toe nog gaan verander en gesê, tot wie gaan ons bid, en wie nie, wat gaan ons bid en wat nie, waar gaan ons bid en waar nie, en wanneer gaan ons bid en wanneer nie. Ok, so die eerste ene, tot wie. So Johannes 14 vers 6 sê Jesus, laat ek dit so stel, ek is die pad en my Vader is die adres. Wie op my pad loop, kom by die ware lewe uit. As iemand 'n ander pad loop, sal hy nooit by die Vader uitkom nie. So, dis ons pad. Ek bid tot die Vader deur Jesus. Daar's nie 'n ander manier nie. Daar is ander gelowe wat sê ons bid deur Maria, of hoe ook al. Ons moet natuurlik vir onsself luister ook, dat wanneer ek staan en bid, en daar's ander ore wat luister, dan moet ek verstaan dat dis maar wat ek gedoen het. Ek het geleer by die mense wat rondom my gestaan en bid het, en as ek iets verkeerd optel, dan gaan ek dit verkeerd oordra, of ek gaan verkeerd bid. Ons wil almal tog bid en vra en 'n antwoord kry, of ons wil hande oplê en ons wil genesing spreek, en dan moet genesing wees. So, ons bid tot God deur Jesus. Ok. Hy sê natuurlik dat ons sal doen wat hy gedoen het, en nog meer. Op 'n stadium het ek redelik vasgesteek by daai skrif om te vra, maar wat is hierdie en nog meer? Gaan ons nou goed doen wat Jesus nie gedoen het nie? Maar is eintlik, ons gaan doen wat hy gedoen het, maar ons is meer mense. So, ons het die geleentheid om net soveel meer mense aan te raak. En dit is, en hy sê, so, dit help nou nie, ek gaan, en ek wil bid, maar ek bid op 'n verkeerde manier nie. Dan gaan ek nie doen wat hy gesê het ons gaan doen, en nog meer nie. Hy vra tog vir ons moet bid. Johannes 14 vers 15, en ek verstaan dit het 'n bietjie van 'n ander oogpunt, maar hy sê, as jy my liefhet, sal jy doen wat ek vra. En hy vra tog ons moet bid. Daai spesifieke skrif word eintlik al meer aangehaal oor, in verwys na die 10 gebooie, as jy die ander weergawes gaan lees, maar hy wil tog hê ons moet bid. Hy wil tog hê ons moet met hom kommunikeer. So, die kort en die lank, ons bid tot die Vader deur Jesus.
Dan wat en wat nie. Nou daar's 'n skrif Matteus 6 vers 7 en 8 wat praat van moenie dieselfde rympie oor en oor sê nie. Nou ek dink almal van ons het so begin. Ons het of aan mekaar gesê dankie, 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 dankie en ons het nooit verby dankie gekom nie. Of ons het dieselfde goed oorgebid. En ek dink aan my pa wat by die eetkamertafel sit en vir aandete bid en elke aand is dit dieselfde gebed. En ek wil nie sê dit is verkeerd nie. Maar ons moet aanbeweeg van daai gedeelte af. Ons moet aanbeweeg van dankie, dankie. Ons het 'n dankbare hart. Ons moet dankie sê, maar op 'n stadium moet ons aanbeweeg na die volgende punt toe. En jy gaan dit net regkry deur met God te kommunikeer. Weer eens daai kommunikasie, dit is twee rigting. So ons as min bid tot hierdie almagtige God. Maar op 'n stadium kommunikeer hy weer terug van bo af na ons toe. Hy antwoord die gebede en hoe wonderlik as dit is, of as dit gebeur. So, praat met God. Filippense 4 en ek moes dit seker vroeër genoem, die meeste van my skrif wat ek aanhaal, kom uit die boodskap weergawe uit. So hier en daar raak ek aan 1953, maar andersins die boodskap is maar my go-to. So Filippense 4 vers 6 en 7. Moenie oor dinge sit en top en jou bekommer nie. Gaan praat met God daaroor. Bespreek dit met hom. Vertel hom hoe jy voel. Sê dan vir hom dankie, en dan kom nou die dankie gedeelte in, sodat dit moet daar wees. Sê vir hom dankie dat jy met hom daaroor kan praat, en dat hy die beste weet. Jy sal verlig en tevrede voel. Jy sal hierdie verligte gevoel nie altyd kan verklaar of wetenskaplik kan uitlê nie. Omdat jy egter weet dat jy aan Jesus behoort, sal jy nie meer omgekrap voel nie. Hierdie wete dat Jesus by jou is, sal keer dat bekommernisse en jou emosies met jou weghardloop. So, wanneer jy die eenvoudigste is, as jy in die moeilikheid is, wat gaan doen ons almal? Ons hardloop heel eerste na hom toe, en ons gaan vra vir hom, ek het hulp nodig, of ek het 'n probleem, of Jesus het 'n tekort, of hoe ook al. Maar dis nie die enigste tyd wanneer ons na hom moet hardloop nie. Dis belangrik, dat ons heel eerste na hom toe moet hardloop. Ek dink in 2 Korintiërs, haal Paulus aan, en interessant, beide was briewe gewees, wat hy aan die Korinte geskryf het. Die eerste een het hy geskryf en hy het vir hulle gesê, moenie dit doen nie, moenie dit doen nie, moenie dit doen nie, julle is besig met dit en al sulke dinge. En toe in die tweede brief, het hulle hom nou so 'n bietjie aangevat. En hy sê toe vir hom, in die brief sê hy toe vir hulle, hoorie maar, hy kan sien dat hulle berou het en hoe ook al, maar hy's gelukkig daarin, want hy sien dat hulle heel eerste na God toe gehardloop het daarmee. So, ons is in afhanklikheid van hom. So ons gaan as ons 'n probleem het, of ons 'n tekort, of hoe ook al, moet ons heel eerste na hom toe hardloop. Maar ons gebed gaan nie net oor dit nie. Ons gebed gaan oor danksegging, ons gebed gaan oor 'n geselsie, oor 'n gevoel wat ons gehad het, of iets wat ons nie heeltemal verstaan nie, soos die aand wat ek daar gesit het, of gestaan het, en ek was nie heeltemal seker waaroor dit gegaan het nie. Dit gaan oor daai tipe kommunikasie ook. Dit is nie net hierdie, of 'n dankie, of wanneer ek 'n probleem het, dan hardloop ek na hom toe nie. Daar's baie meer daaraan. So weer eens die kort van die wat of die wat nie die rympie nie, en reguit na hom toe. Ons praat met God daaroor. Dan, ons moet natuurlik met ons sy wil bid. Hy gaan nie 'n gebed beantwoord as jy nie in sy wil bid nie. Ek wil nou nie eintlik 'n voorbeeld gebruik nie, maar daar's verskillende maniere. Jy moet tog weet, en ek moet weet, wat is reg en wat is verkeerd. Waarvoor kan ek bid, waarvoor kan ek nie bid nie. Waarvoor kan ek pleit? Ek gaan met 'n volgende les, gaan ek aan daai goedjies raak, aan die verskillende tipes gebedes. Ek gaan die Onse Vader 'n bietjie uitmekaar uittrek, dit is nou les 2, baie interessant. En dan gaan ek bietjie aan dinge begin raak. Daar's 'n skrif dan nou Matteus 6 vers 22 en 23 wat sê, laat die Vader jou oë vir jou instel, sodat jy die wêreld kan sien soos wat hy dit sien.
En wanneer jou oë ingestel is, soos wat sy oë ingestel is, dan gaan jy outomaties sy wil begin bid. Jy gaan, waarvan tevore sou jy gedink het, hoorie, maar hoekom reageer die ou so? Hy sou sê, maar daar's 'n rede hoekom hy so reageer, want daar's iets in sy hart wat nie reg is nie. Maar ons val aan, en ons bid dalk vir die ou om nie kwaad te raak nie, maar Jesus sien dit, of God sien dit, dat daai ou het seer in sy hart, daar's 'n verandering nodig. En wanneer ons oë ingestel is, dan gaan ons bid soos dit. So ek vra gereeld, jy kan hom aan mekaar vra, want dis instel is 'n proses, dis nie een oomblik as jy ingestel nie. Jy gaan dink jy is ingestel en die volgende kom agter, gata, Jesus het ek al weer iets gemis. So ek vra gereeld, Jesus of liewe Vader, stel my oë vir my in, sodat ek die wêreld kan sien soos wat U dit sien. Jou hart moet natuurlik op die regte plek wees, want as jou hart nie reg is nie, dan gaan jy ook nie reg wees nie, dan gaan jy ook nie reg sien nie, maar jou hart moet reg wees. Daar moet liefde by wees, kan nie 'n harde hart wees nie. En dis ook een van die goed wat ek gereeld vir die liewe Vader vra is, stel my hart klop in, soos wat U sin klop. Jakobus 5 vers 14 en 15. Die spesifieke skrif het ek nou al verskriklik baie aangehaal. Ek het al dinge gesien rondom my gebeur wanneer ek die skrif aanhaal. Dit gaan nie noodwendig oor om die skrif te kan aanhaal nie, maar om te kan verstaan wat daar aangaan en te kan pas daarby. Weereens ek moet weet wat sy wil is, sodat ek daar kan bykom. So Jakobus 5 vers 14 en 15. So hierdie spesifieke ene is nie in die boodskap nie, maar ek gaan wel vir julle die boodskap aanhaal, want hy teken die prentjies op die anderste. Is daar van julle wat siek is, dan moet julle die ouderlinge van die gemeente laat kom. Nadat die ouderlinge die siekes met olyfolie in die naam van die Here gesalf het, moet hulle vir hulle bid. In 'n gelowige gebed sal siek mense gesond laat word. Die Here sal hom laat opstaan. En watter sondes die siektes ook al gedoen het, sal hom vergewe. So interessant, die boodskap weergawe lei in dieselfde rigting, maar dan praat hy van wanneer jou hart reg is, dan sal die Here nie net die persoon genees nie, maar hy sal ook sy sondes vergewe. Nou die opskrif van daai stuk is wanneer jy siek is, of vir die wat siek is. So as ek 'n liggaamlike siekte het, dan is hierdie skrif van toepassing. Dit is belangrik ook vir die salf, want as die krag verteenwoordig die krag van die Here. Dit is belangrik die geleerdes, of miskien die verkeerde woord, in die geval die ouderlinge, of die geestelike leiers, maar die sleutel is die hart, nee, die hart moet reg wees. Maar interessant, die skrif gaan oor, is vir die siekes, maar dan sê hy sal nie net jou siektes gesond maak nie, maar hy sal ook jou sondes vir jou vergewe. So jy kry eintlik soveel meer as wat jy oorspronklik gekry het. En interessant dat hierdie vat nogal baie aan wat Jesus vir ons op die kruis kom doen het. Hy het nie net gekom om vir ons sondes te sterf nie, hy het ook gekom om vir ons genesing. So baie interessant. En dit sê hy hierso, wil hy vir jou hê en vir my hê. Okay. Waar en dan waar nie? Dan Matteus 6 vers 5 en 6 praat van as jy bid, moet jy nie soos die skynheiliges maak nie. Hulle bid graag voor ander mense tydens godsdienstige byeenkomste sodat hulle moet gehoor word, hoe om te bid. Nee, nou interessant, ons kom ook maar gereeld hier vorentoe en dan kom bid ons hierso, maar ons bid vir iemand, ons bid dit wel hardop, maar die skynheilige gedeelte is natuurlik nou die waar nie, en dit is meer die waar nie, is nie die spesifieke plek nie, maar waar die hart is. As jy bid, gaan dan na 'n stil plek toe,
waar niemand jou kan sien nie. Trek die deur agter jou toe en praat eenkant opreg met die hemelse Vader. Hy sal sorg dat jy jou hemelse beloning kry. En die sleutelwoord in hierdie ding is weer eens daai opregte gedeelte, of daai geregtig. En ek het in die begin, het ek toe alles deurgegaan, en dink ek wil nie te veel daarin raak nie, maar dit is tog 'n baie belangrike punt. Ek moet geregtig wees. Ek kan nie eenvoudig, ek kan nie vanaand in die pub gaan lê en drankies drink saam met vriende en dronk word, soos wat die skrif sê, ek mag nie word nie, ek moet dronk word van die Heilige Gees, maar nie van wyn nie, en dan môre verwag ek as ek my hande op iemand lê, dat hy gaan genees word nie. Ja, dit is die Here wat daai persoon genees, maar ek moet geregtig wees. Die skrif sê tog, ek moet geregtig wees. Daai skrif wat sê, 'n vurige gebed van 'n regverdige dra groot krag. Daai regverdig is 'n sleutelwoord in dit. As ek nie geregtig is nie, of geregverdig is nie, dan gaan daar nie 'n vurige gebed wees nie. Die krag gaan daar wees, want die liewe Vader is die krag. Dis nie ek wat die krag bring op daai persoon nie, maar dit gaan nie 'n vurige gebed wees nie. En dan, wat gaan die reaksie wees, of die uitkoms daarvan wees? Nou dink myself sommer vooruit gehardloop. Okay, en dan wanneer en wanneer nie. So, hierdie verwys meer na, eintlik maar waarvan of ek nou gekom het, is die opregtheid of die geregtigheid gedeelte. As ek nie geregtig is nie, gaan dit nie werk nie. Maar ons het baie spesifieke skrif, en ek het dit nou al 'n paar keer gesien, dat dis waarin baie mense vasloop, en dan vorder hulle nie verder nie. En dit is Matteus 18, die gelykenis van die ou wat die koning 'n klomp geld geskuld het, en hy het toe, die koning het hom ingeroep, en dit was blykbaar so baie geld geweest, dat daar's geen manier dat hy daai geld kon terugbetaal nie. Die koning het hom ingeroep, en vir hom gesê, hoorie, jy skuld my so en soveel, maar ek gaan dit vir jou afskryf, ek gaan jou vergewe daarvoor. En die koning skryf dit af. En die knaap gaan toe, en toe hy homself weer kom kry, toe kom hy buitekant die paleis of die tempel of waar ook al hulle was, en hy loop in 'n ou vas wat hom geld skuld, wat in verhouding baie kleiner was as wat hy die koning geskuld het, wat nou afgeskryf is. En hy sê vir die ou, en hy vat hom aan van 'n kant af en sê, ja, maar jy skuld my dit, wanneer betaal jy my, en hoe ook al. En die koningse mense hoor dit, en hulle gryp hom en hulle vat hom terug na die koning toe. En vers 34 sê, die koning is so kwaad dat hy vir die amptenare gesê het, vat hierdie man en gaan sluit hom toe en gaan martel hom. Nou vers 35 sê, en so maak God met jou wanneer jy nie kan vergewe nie. Nou, imagine nou net, ek het 'n begeerte, of ek het 'n behoefte, 'n probleem, 'n tekort, of hoe ook al, maar ek het onvergifnis in my hart. Nou gaan ek na my Vader toe, en ek gaan bid vir hom, ek gaan bid tot hom, en ek gaan vra om hierdie gat te vul, of ek gaan bid vir iemand anderste, of wat ook al die geval is, maar ek het onvergifnis in my hart. Dis amper soos ek het aangejaag by die huis, toe ek 'n kleintjie was, en my pa was my kwaad, en het my dowe oorgegooi. Hy wou nie na my luister nie, want ek het hom nou baie kwaad gemaak. En kom ek teken vir jou die prentjie van baie kwaad, in ons liewe Vader. Hy het sy seun, sy enigste seun gegee, om op die kruis te kom sterf, vir ons sondes, om dood te gaan, om gemartel te word, om stikkend in stukkies geslaan te word. En ek kies om nie te vergewe nie. Maar hy vergewe my, en hy het dit gedoen vir vergifnis, vir ons. En ek sê, is okay, ek het nie dit nodig nie, wanneer ek nie iemand anders kan vergewe nie. Nou daai is 'n direkte blokkade. Jy kan maar vergeet, sorry, miskien sê ek dit verkeerd, maar jy gaan moet baie hard bid. Maar as jy tot by daai punt kom waar jy nie gaan vergewe nie, kan jy maak maar net wat jy wil. Ons het dit in bevryding al hoeveel keer gesien. Ons kan niks maak nie.
Niks, jy kan maar vergeet daarvan. Totdat daai ou vergewe. Opreg. As hy nie vergewe nie, gaan die res nie kom nie. Ek dink baie van ons kan daarvan getuig. En, die tyd is nogal redelik kort. So ek wil afsluit, of nader aan begin afsluit. So 'n stukkie bygesit van hoe, want ek het nou vier W's het ons nou deurgehardloop, in kort, daar's natuurlik soveel meer, maar ek wil graag by 'n hoe uitkom. So, hierdie is 'n pa-seun gesprek, 'n vader-seun gesprek, wat ons aanknoop wanneer ons kommunikeer. En wanneer jy 'n probleem of 'n tekort of sukkel om met jou aardse pa te kommunikeer, kan ek jou waarborg, jy gaan sukkel om 'n verhouding te bou met ons liewe Vader. Want die verhouding wat ek tussen my en my pa het, gee my 'n voorbeeld van hoe ek met my hemelse pa gaan kommunikeer. Ek leer respek, ek leer liefde, ek leer hoe om te praat, hoe om te vra, hoe om te kry, en dit is my grondslag vir die liewe Vader, om met hom te betree. As ek sukkel om met my aardse pa te kommunikeer, vergeet nou eers van die vergifnisgedeelte, maar as ek sukkel om met hom te kommunikeer, gaan ek sukkel om met my liewe Vader te kommunikeer. So, as enige een van julle 'n probleem het, of sukkel daarmee, om met jou aardse pa te kommunikeer, of ma, gaan maak daai reg. As jy sukkel, as jy agterkom, maar jou gebede bonsie teen die plafon vas, soos wat baie mense dit noem, is dit heel moontlik as gevolg van hierdie verhouding, wat jy op die aarde nie kan regkry nie. So, om hierdie te herstel, gaan na jou pa toe en gaan selfs met hom. Ek weet dit is moeilik. Ek dink nou sommer aan iemand spesifiek, op 'n stadium, bietjie met hom gesels, en hoe ook al, is eintlik in 'n sessie gewees, en agtergekom hierso, hy en sy pa kom nie goed oor die weg nie. En vir hom as mens is dit nou baie moeilik om na sy pa toe te gaan, want sy pa is 'n baie harde mens, om met hom te kommunikeer, om met hom te praat. En ek kan myself net indink dat ek kom ook maar uit soort van so agtergrond uit met my pa, en hierdie stappie met my liewe Vader, hemelse Vader, het gehelp met my aardse Vader, en my aardse Vader se verhouding het my gehelp met my liewe Vader se verhouding. Maar die spesifieke ou het gesukkel om met sy pa te praat. En jy het nie noodwendig nodig om, my pa is dalk oorlede, of jou ma, of hoe ook al is dalk oorlede, maar praat tot ons liewe Vader in gebed oor jou aardse pa. Praat met hom oor wat se moeilikhede jy deurgegaan het, wat het jy gevoel, wat is vir jou onduidelik, en pleit by hom, praat met hom, en dit gaan maak, al moet jy daar sit in gebed, en maak asof jy met jou aardse pa praat, maar jy is eintlik in gebed met ons liewe Vader. Ons het dit spesifiek daai aand gedoen, of die persoon het dit gedoen, en daar het soveel van daai man se skouers en van sy hart afgeval, dit is net nie waar nie. So, hy kon nie, ek wou graag gesien het as hy by die huis gekom het, of as hy regtig met sy pa gaan praat het. Die twee is later toe uit mekaar uit, of hoe ook al, maar hy het tog van sy kant af het hy probeer, en het met sy hemelse Vader gepraat oor sy aardse pa. Want dit was maar moeilik geweest, maar so bou ons daai verhouding. So dit wat ons op die aarde doen, help definitief. Julle almal het al gehoor dat die vrou is ons helper, soos wat die Heilige Gees ons helper is. So ek gaan die Heilige Gees beter verstaan, as ek my helper beter gaan verstaan, my vrou beter gaan verstaan, of as ek haar as my helper gaan sien. Dit is eintlik haar verantwoordelikheid, want as sy nie my helper is nie, gaan ek sukkel om die Heilige Gees beter te verstaan. Maar tussen 'n pa en 'n seun is dit maar presies dieselfde. As 'n pa en 'n seun verhouding opgebreek is, dan verhoed daai vader eintlik dat die seun 'n ordentlike verhouding met sy hemelse Vader gaan hê. So dis twee rigting. Net soos wat dit twee rigting is tussen my en my hemelse Vader, is dit ook 'n twee rigting tussen my en my aardse Vader, of dan tussen my en my vrou. Daar's twee rigtinge in dit.
Baie belangrik. As ons daai instelling van die oë kan kry en kan verstaan dat ek 'n verantwoordelikheid het aan my vrou om as 'n figuur op te tree sodat sy die liewe Vader beter kan verstaan, dan gaan ek hom 2 keer dink voor ek iets lelik gaan sê of iets lelik gaan doen of hoe ook al. En as die vrou gaan verstaan dat sy my helper is en sy my help om die Heilige Gees te verstaan, dan gaan ek my verhouding met die Heilige Gees verbeter, wanneer my vrou dit verstaan en dit my so hanteer. So dis baie belangrik. OK. Kom ek kyk wat ek nog hier geskryf. En natuurlik is dit 'n verhouding van intimiteit. Nie net intimiteit soos wat ons dit maar op die aarde leer ken tussen man en vrou nie, maar tot Jesus het gebid. In die tuin van Getsemane het hy gebid tot die liewe Vader, dat ons wat agterbly intimiteit met mekaar moet hê, soos wat Jesus met God het. Nou, nader as dit aan mekaar kan jy nie kom nie, as Jesus en God, want dit is eintlik een. Jesus het gebid, ons bid altyd na hom toe, maar interessant, hy het gebid vir ons, vra liewe Vader, dat ons mense intimiteit met mekaar moet hê, soos wat Jesus met God het. OK. Dit klink dalk nou nie asof ons regtig by gebed uitkom nie, maar dit gaan alles oor hierdie verhouding, wat ons met hom aangaan. OK. Ons moet natuurlik 'n geregtige lewe hê. In die Amplified sê Psalm 84 vers 11, For the Lord God is the sun and the shield. The Lord bestows grace and favor and honor. No good thing will he withhold from those who walk uprightly. So dit wys weer vir ons dat ons moet geregtig wees. Matteus 5 sê Jesus gesê toe hy gereed gemaak het, of toe hy sy eerste preek gehad het, sê hy Matteus 5 sê hy, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. So daar's redelik klem op die geregtigheid gedeelte. En geregtigheid kan jy in verskillende forme kan jy na gaan kyk, of verskillende voorbeelde gaan trek. Vir myself sê ek altyd, as ek by die stopstraat kom en 'n ander ou stop nie, dan sê ek, is daai 'n vorm van geregtigheid? En dis nou eenvoudig. Daar's soveel goed wat jy jouself die hele tyd kan vra, is dit wat ek nou doen geregtig? En daar is 'n baie klein dingetjie. Maar op die einde van die dag wil ek wil tog 'n antwoord hê as ek vra in gebed. Ek wil tog as ek vir kruik bid en vra vir genesing, dan wil ek ten minste weet, hier's geregtigheid in my hart. Ek het nie gefouteer, gisterand of gister of op pad hierna toe ook al nie. Ek weet aardse dinge gebeur en ons gaan nie altyd wees waar ons moet wees nie. Maar daar's nog al 'n stukkie wat interessant is om dit op daai manier te sien. So ek het op 'n stadium gedink, geregtigheid hang van my af. Want as ek mos nou by die stopstraat kom en ek stop, dan weet ek mos ek was nou geregtig geweest. Maar geregtigheid hang nie heeltemal van my af nie. Ek het nie geregtigheid geskep of ek is nie die een wat myself geregtig verklaar nie. Jesus het dit kom doen. Toe hy gesterf het aan die kruis, het hy ons heilig verklaar en hy het ons geregtig verklaar. Dis ons werk om nou heilig en geregtig te lewe, aan te gaan daarmee. Want anders dan val ons maar net weer terug. So, julle almal ken nou die storie van in die Ou Testament waar God in die allerheiligste was, in die tweede vertrek was, en die priester of die hoëpriester kon net 1 keer 'n jaar daar ingaan. Hy moes homself reinig en heilig en al daai dinge doen, want andersins gaan dit nie maak in daai allerheiligste nie. Niemand anders kon daar gekom het nie. Jesus het gekom en hy het kom sterf vir ons sondes en ons hy genesing gebring en hy het ons geregtig en heilig verklaar. Nou kan almal van ons na God toe direk gaan, soos wat ons nou tot God toe bid. Nou gaan ons direk na hom toe. Maar as ek daar kom en hy weet
dat hy het my geregtig gemaak, of hy het sy seun gestuur om my sondes te sterf, sodat ek kan geregtig wees, sodat ek direk na hom kan kom, maar ek lewe nie geregtig nie, dan sê ek weer eens, is okay, ek het nie dit nodig nie. En, sorry, maar ek wil nie daai ou wees nie. Ek weet dinge gebeur, maar as my oë ingestel is en ek kom agter hoor ek het nou gefouteer, dan moet ek vergifnis vra, sodat ons kan aanbeweeg. En dan moet ek dit natuurlik weet, dat ek dit nie weer moet doen nie. Binne in een van die volgende les of 2, raak ek nogal aan wat dit beteken om die Heilige Gees te bedroef. En dis een van die goed, is wanneer jy weet wat om nie te doen nie, maar jy doen dit. En kom ons sit nou nog so sterk hier daarby, jy weet wat om nie te doen nie, want jy het gevra, wat moet ek doen of nie doen nie, en dan doen ek dit nie, of dan gaan ek daar teen, en die Heilige Gees hou nie daarvan. So dis goed wat my gaan keer, om in verhouding met my liewe Vader te gaan. Interessant, weer eens die gedeelte rondom die siek gedeelte, die skrif wat ek nou aangehaal het van wie siek. Dit gaan nie net oor hierdie liggaamlike siekte nie. Ja, ons lees dit en dit lyk asof dit 'n liggaamlike of verwys na 'n liggaamlike siekte, maar dit gaan ook oor hier in ons koppe of dan in ons hart. Wanneer ek nie kan vergewe nie, dan is ek op 'n geestelike vlak siek. En dan moet ek daar genees word. En so sit jouself regtig daaruit. As jy sukkel met wat ook al die geval is, gaan na die regte mense toe, of gaan na jou vrou toe of jou man toe, of hoe ook al, en begin daaroor te bid. Begin met die Liewe Vader daaroor te praat. As jy bekommerd is, praat met die Vader daaroor. As die Heilige Gees iets by jou opbring, as hy vanaand iets by jou opgebring het, ek moet sê ek het 'n paar gesigte gesien, maar as die Heilige Gees vanaand by jou iets opgebring het, gaan praat met hom daaroor. Gaan gesels met die Heilige Gees daaroor. Vra vir hom dat hy vir jou sal help om deur dit te werk. Vra vir hom, is dit 'n blokkade in my gebed? Sodat jy daardeur kan werk. As jy gaan sukkel daarmee om daardeur te werk, gaan na die mense toe wat jou kan help daarmee. Ek wil nie verwys na bevrydingsspan of hoe ook al nie, maar iemand wat jy vertrou, iemand met wie jy gemaklik is, gaan na daai persoon toe. As jy sukkel met 'n ouer verhouding of hoe ook al, onthou die skrif sê, jy moet jou vader en jou moeder eer. Daar's nie 'n maar soos my broer eendag gesê het nie. Jy moet jou vader en jou moeder eer. Punt. Daar's niks daar verby nie. En dit verwys nou weer terug na Jakobus 14 vers 15 wat sê ons moet as ons hom lief is, sal ons doen wat hy vra. Ons is sy gebooie onderhou, en een van die gebooie is, eer jou vader en jou moeder. En as ek die prentjie nou bietjie kan opblaas. Almal van ons ken die skrif wat sê, en ons haal dit hoeveel keer aan, wat sê, daar waar 2 en meer in my naam vergader, daar is hy, Matteus 6, dink ek. Dankie Tannie. En dan sê hy ook, daar waar 2 en meer saamstem oor een saak, so sal dit wees. Nou, kom ons sê, iemand vra, maar ek moet vir die persoon bid. Of wat ook al die geval is. En ons 2 mense is by mekaar, en 2 mense bid tot die Liewe Vader toe. Dan is daar 3 partye betrokke. Ek, en die persoon, en die Liewe Vader. So, ons stem saam oor een ding. Wat die skrif sê, wanneer ons saamstem oor een ding, dan sal dit so wees. Of weet jy hoe dit nou sy wil wees? Wanneer ons saamstem oor een saak, dan sal dit so wees. Hierdie almagtige, en in my volgende les gaan ek vir julle 'n prentjie teken, of probeer teken van wie hierdie almagtige God is. Maar sodra 2 saam bid, of saamstem oor 'n saak, dan trek ek hierdie almagtige God
binne in hierdie ooreenkoms in. En hy kom sit amper sy stempel op dit, om te sê, ek het gesê, dat wanneer twee saamstem oor een saak, dan sal dit so wees. En hy kom en hy bekragtig daai ooreenkoms wat ons aangaan. Maar nou draai dit om, nou sê ek, môre breek daai ooreenkoms. Ek het gesê, bid vir my, ek wil nie meer drink nie. Ek wil ophou alkohol gebruik, ek wil ophou om dronk te word van wyn. En die ou bid vir my. En ek sê, ek gaan nie meer bid nie. Ek sê, jammer liewe Vader, nooit in my lewe sal ek dit weer doen nie. En die ander ou bevestig dit, en ons bid saam daaroor, en hierdie almagtige God kom uit die hemel uit, en hy kom bekragtig hierdie ooreenkoms wat hier aangegaan word tussen twee mense. En môre gaan ek, en ek haal weer bier uit die yskas uit, en ek drink 'n bier, en ek raak weer dronk. Dan verbreek ek 'n ooreenkoms, wat ons liewe Vader uit die hemel uitgekom het, om te kom bekragtig. Nou, die eerste een is dalk erg, maar die tweede dink ek is nog erger. Want hy het iets kom bekragtig, wat ek en jy gebreek het. So, as daar, ek wil nou klaarmaak, ek neem aan, ek het net 'n uur, ek moet nie te lank praat nie, maar ek wil graag vir julle vra, as daar enigstens iemand is, wat sukkel met 'n verhouding met iemand, ek wil nie sê spesifiek met 'n ouer, of met 'n pa of 'n ma, of 'n hoe ook al nie. As iemand sukkel met 'n verhouding, kom vra asseblief. As ek mag, kom ons maak die vloer oop daarvoor. As daar iemand is wat sukkel met 'n verhouding, kom laat ons daaroor bid. En ons daai verhouding kan herstel, sodat jou verhouding kan oorgaan en kan verbeter met ons liewe Vader. Dit moet natuurlik uit jou mond uitkom. Dit help nie, ek sit en ek bid hier by myself en ek fluister of hoe ook al nie, dit moet by my mond uitkom. Nou die skrif sê, die woord is soos 'n tweesnydende swaard of die lewe en dood lê in 'n tong. So ek kan nie, ek kry myself baie keer, dan bid ek stil by myself en dan sê ek spreek lewe en dan is dit soos, maar my mond is aan nou toe, nê? Dit moet by my mond uitkom. So daar is 'n skrif, ek kan nou nie aanhaal waar ook al dit staan nie, maar daar is spesifiek wat skrif wat sê, en oom Herman het een oggend hierso aangehaal wat sê, ek moet dit tussen my mense oopmaak. Ek moet dit bely sodat ek kan vorder daarin. So asseblief, as daar iemand is wat sukkel met 'n verhouding, dan kom ons bid daarvoor. Ek gaan nou nie iemand uitnooi nie, maar as ek mag, dan sal ek voortgaan. Dan kan julle saam met my bid, want soos ons nou net gesê het, twee meer saamstem oor een saak, dan sal dit so wees.